Goeiemôre en welkom by vanoggend se oordeenking. Dit is Vrydag. Ek hoop jy het sover 'n lekker week gehad. As jy dalk nog so 'n bietjie weg is vir die skoolvakansie, hoop ek jy geniet dit en dat jy lekker saam met die gesin rus en kuier. Maar ons gesels hierdie week oor Jesus tree weer in. Ons teksgedeelte van vanoggend is Markus 9 vers 24. Dit sê die volgende: Ek glo, roep die kind se pa dadelik uit. Help my tog om nie meer te twyfel nie. Dit is tye in 'n mens se lewe waar geloof en worsteling in dieselfde hart saam bestaan. Jy glo, maar jy voel ook so 'n bietjie wankerig. Jy vertrou die Here, maar daar's ook vrae in jou hart. Jy wil vorentoe beweeg, maar iets in jou hou terug. En baie gelowiges, miskien ek en jy vandag, dink hierdie spanning beteken ons het misluk. Maar die Bybel wys vir ons iets anders. Soms is eerlike geloof nie 'n harde, selfversekerende stem nie. Soms klink dit soos, ek glo, help my om nie te twyfel nie, of help my in my ongeloof. Dit is een van die mees eerlike gebede in die Bybel. Hierdie pa van hierdie dogtertjie en Markus kom nie na Jesus toe met 'n gepoleerde, indrukwekkende geloof nie. Hy kom met 'n gebroke hart, met 'n desperate behoefte, met 'n eerlike belydenis. Sy dogtertjie is besig om te sterf, sy siek. Hy probeer nie voorgee dat hy sterker is as wat hy is nie. Hy probeer nie sy worsteling wegsteek nie. Nee, hy bring dit reguit na Jesus toe. En dit is juis wat hierdie vers so hoopvol maak. Jesus draai hom nie weg van eerlike of gebroke geloof nie. Maar hy genees. Hy maak gesond. En baie mense dink twyfel beteken jy moet wegbeweeg van God af totdat jy alles uitgesorteer het. Nee. Jesus stuur jou nie weg omdat jy twyfel nie. Ons twyfel is juist die ding wat na hom toe moet dryf. Die probleem is nie dat jy vrae het nie. Die probleem kom wanneer jou vrae begin 'n probleem raak, of jou vrae word 'n struikelblok tussen jou en God. Wanneer jy twyfel, nie meer 'n worsteling word wat jy voor hom oopmaak nie, maar 'n plek waarin jy begin woon, dan gebeur 'n wonderlike ding. Want die man in Markus 9 gee vir ons 'n beter pad. Hy sê in wese, Here, hier is die deel van my wat glo, en hier is ook die deel van my wat tog worstel. Ek bring albei na U. En dit is 'n sterk geloof, want ware geloof is nie altyd die afwesigheid van innerlike spanning nie. Ware geloof is om daardie spanning in Jesus se rigting te vat. Dit is om te sê, ek gaan nie wegkruip met my ongeloof nie. Ek gaan dit nie net stil my eie dra nie. Ek bring dit na die een wat my kan help. En hierdie waarheid pas so mooi by die groter lyn van hierdie week se oordeenkings. Jesus is nie bedreig deur die stadige plekke in ons nie. Hy is nie afgeskrik deur 'n eerlike rou worsteling in ons harte of in ons gedagtes nie. Hy ontmoet mense, nie net in hulle sekerheid nie, maar ook in hulle verknorsing, hulle hulpkreet, hulle hulpgeroep. Dit beteken jy hoef nie te wag totdat jou geloof perfek voel voor jy weer diep na God toe kom nie. Jy kan vandag kom, net soos wat jy is, met vertroue, maar ook miskien met bewende hande, met hoop, maar ook met jou swak plekke. En miskien is dit vandag presies wat jou gebed moet wees. Here, ek glo, help my in my ongeloof, help my om nie te twyfel nie. Nie as 'n teken dat jy gefaal het nie, maar as 'n teken dat jy jou hart nie van hom af wil wegsteek nie. Want wanneer ongeloof na Jesus toe gebring word, begin dit 'n plek van ontmoeting word. En wat jy na hom toe bring, kan hy verander. Dus familie, ek nooi jou uit, dink vandag hieroor. Is daar 'n area in jou lewe wat jy eerlik kan sê, Here, ek glo, maar ek het U hulp nodig in my ongeloof. Kom ons bid saam. Here, vanoggend is ons so bewus dat daar is tye in ons lewe waar
twyfel ons wil onderdruk, waar twyfel of U ons hoor, of U daar is, of U werklik kan genesing bring, U werklik kan gesond maak, bid ek vandag, Here, dat ons sal oop wees vir die feit dat U kan, ten spyte van. Ten spyte dat mense baie keer sal sê, as jy mal, dis nie moontlik nie, Here, vir U is niks onmoontlik nie. En ek bid vandag dat ons so bewus sal wees daarvan, vir daai areas, Here, waar ons vandag sê, ek glo, maar Here, help my nog hier. Help my nog in hierdie plek twyfel ek. Miskien is dit vandag, Here, by ons werk, by ons kinders, in ons finansies, Here. Mag U vandag daar ons werklik in daai plek gekom ontmoet. In Jesus naam. Amen. Familie, ek wil vanoggend vir jou sê, dankie dat jy so ver hierdie week saam met my reis. Daar's nog een oordenking oor vir hierdie week. Skakel môreoggend saam met my in. Lekker dag in Jesus naam. Amen.